My bynaam was Lily as 'n kind. My niggies kon nie altyd my naam sien nie. Hulle het sommer vir my Lily genoem. En Loompa kom van die Oompa Loompas van Charlie and the Chocolate Factory wat my gunsteling kinderboek was. So jy kan aflei as 'n kreatiewe besigheid, as 'n kreatiewe naam. En ja, ek love die naam. Ek is bly my vriend het my uitgedaag om bietjie te dink oor 'n naam want ek weet dit is 'n naam wat kan hou vir generasies. Ja, absoluut. Ek het so 'n bietjie navorsing oor jou gaan doen en weet jy wat, dit was vir my verskriklik interessant hoe jy by die naam gekom het en dit het my so laat dink aan jy is so 'n kreatiewe mens en die naam pas ongelooflik daarbey. Maar vertel vir ons 'n bietjie meer van wat doen jy? Ek weet wat jy doen, maar vertel vir die mense daar buite, hoekom het jy hierdie droom, waar het hierdie droom ontstaan? En het hy ontstaan as 'n kind of het hy ontstaan toe jy groter geraak het? Ja, jy weet die lewe gooi vir jou snaakse bolle wat jy moet leer vang. So ek en my man Ashley, ons het jong begin as entrepreneurs. Ek en hy het ook jong getrou. Ons is die jaar 24 jaar getrou en ons het entrepreneurs geraak. Ek dink in ons 3de jaar van huwelik. So ons is al baie lank entrepreneurs, maar ons het nooit hierdie besigheid beplan nie. Ons het deur 'n reeks van setbacks gegaan. Ons het verskeie goed gedoen en het ons alles verloor 'n paar keer. Ons het al ons eiendomme verloor. Op 29 het ons 8 eiendomme gehad, alles verloor. Ons het 'n vliegkarre gehad. Ons het 2, 3 besighede gehad en omdat ons 'n verkeerde finansiële besluit gemaak het, het alles 'n ripple effek gehad. So ons is op sak en as en ons het alles probeer, maar ons het altyd probeer om in die wil van die Here te bly. En jare daarna toe trek ons Johannesburg, toe ek som nou alles baie vinnig op. En in Johannesburg het ons ook deur drama gegaan. Ons was 5 keer beroof in 1 jaar, ons kar verloor, ons was illegally evicted. Dit was net setback op setback. En deur alles dit het ons altyd in 'n nuwe huis gebly, altyd in 'n nuwe area, 'n nuwe spasie. En ek was altyd uitgedaag om te kyk wat is daar wat ek kan gebruik om die huis so gou as moontlik 'n home te maak vir my en vir my gesin. En dit is waar die upcycling begin het, maar het was obviously my hobby. En 1 jaar, 2014, toe ek so raad op, want toe was ons weer beroof. En ek het net letterlik op my knieë geval en gesê, Here, gee vir my 'n idee, want ons moet sorg vir ons gesin. En toe wys hy vir my 'n rommelhoopie so buitekant, ons het buitekant Westdene, buitekant by die dam gebly. En daar was 'n rommelhoopie en hy sê toe vir my, gebruik daai rommel om jouself en jou familie uit die gemors uit te kry. So daai was 2014 en toe het ons maar op 'n journey gegaan. Ons het 2016 teruggetrek Kaap toe uit Johannesburg uit. En in 2017 het ons nou maar amptelik begin trade in die Weskaap. En toe het ons begin met produkte. Obviously woon ons in die wynlande, so ons het 'n reeks begin met wynbottels. Ons het 'n reeks begin met tuna blikkies en so het ons oor die jare nou gegroei waar ons nou met plastiek werk, met glas, met verskeie met materiale, maar daai is maar 'n net in ons storie. Jy sien, dit is so interessant en wat maak jou produkte so uniek van ander produkte? Ja, ek dink dit is nommer 1, ons het 'n storie van hoop. In Suid-Afrika, ons is 'n baie resilient nasie, maar ons kry encouragement van ander mense se stories. En ek dink ons storie is met ons besigheid wil ons vir mense wys wat is moontlik. En onthou, ons almal het ook maar 'n storie waar ons ook miskien al afgeskryf was. Ons het ook al almal op die rommel op 'n stadium, maar die Here gee ons weer 'n tweede kans. So is baie simbolies met die produkte wat ons doen, maar dit kom letterlik van die rommel af en ons maak dit weer mooi. And we restore it back to something that you can use and you can actually aanpas vir jou familie. Jy kan dit as 'n heirloom. Ons wil dit nie net maak wat nou weer môre dan gooi iemand dit weg. Dit is iets wat jy half treasure and you want to hand it over to your children and to their children. En ek dink upcycling is so baie nuut in Suid-Afrika. So jy sien nie eintlik ons tipe produkte op iemand anders doen nie eintlik wat ons doen nie. So dit maak dit goed, maar is ook bad want ons moet hier al die leerskool gaan en ons moet half die pad oopmaak vir die volgende generasie wat hier kom. En dit maak dit baie uniek. Want daar is
omdat dit handgemaak is, dit word nie 'n masjiene in. So dis handgemaak, so nie een produk is dieselfde nie. En dit is wat dit uniek maak. Yes, Dit is absoluut, want ek kyk ook net nou toe ek onder by julle was, niks is dieselfde nie. Ja. En dit is wat dit mooi maak. Ja. Dit is wat dit uniek maak van Lily Lupa. Dis reg. Ja, want ons werk ons maar obviously met verskeie kliënte en omdat ons baie corporate gifting doen, kom elke kliënt na my toe met sy eie kleur en sy eie custom logo en so aan. So elke bestelling gaan anders lyk. Verstaan jy? Dit is ook maar simbolies van ons. Dit is almal verskillend, maar ons almal weer saam. Ek bedoel, het is 'n fantastiese geleentheid vandag ook hier om net weer met like-minded mense te netwerk en so aan. En ek dink jou kreatiewe brein is aan die gang met almal wat hier so idees is. en- Ja. So en seker vir my, as daar een ding, jy's nou al 'n hele paar jaar aan die gang. Wat is die een ding wat vir jou uitstaan van alles wat jy nog ontwerp het, gemaak het? Wat is die mees uitdagendste item wat jy nou al gemaak het? Dis 'n moeilike vraag. Kyk, al my produkte is baie persoonlik vir my. Weer eens Suid-Afrikaners 'n storie verteller. So elke produk het 'n storie. Elke produk het half, jy weet, hoe het ek met hierdie idee opgekom het, hoe kom ek met hierdie produk. So ek noem hulle almal my babies, maar ek dink my gunsteling produk is die Africa Lab Desk. So dit was 'n produk wat ek ontwikkel het in lockdown. En dit was nog vir toeval, was nie beplan nie. Ek en my gesin het op die land gestap waar ons woon, want ons woon op 'n klein hoewe. En ek weet dit was stil, dit was COVID en ek het hierdie bord gesien lê en ek het onmiddellik gesien die Afrika ontwerp. En toe het ek Afrika uitgesny en na 'n paar maande kry ek die idee om die lab desk te maak. So dit is vir my favorite produk, want dit is ook 'n usable product. Jy moet gebruik dit elke dag en jy kan sit in die bed. Dit is 'n multifunctional produk en as ek klaar is, dan hang jy dit op die muur. En dit is 'n produk wat nie eintlik 'n tyd gee vir dit. It's a timeless product. Oh wow, dit is so mooi. Liesel, dit was so lekker om met jou te gesels vandag. Maar net voordat ons afsluit, waar kan ons vir jou kontak? Ja. Op die oomblik word ons webwerf geopgradeer, so hy is nou nie beskikbaar nie, maar as hy gereed gaan wees, is dit lilylumpa.com en dan kan hulle ons op Facebook kry, op Instagram en hulle kan ook my e-mail hello@lilylumpa.com. En as daar enige advies is vir enige entrepreneur daar buite, wat sal dit wees? Moenie opgee nie! So op daai noot sê ons vir julle totsiens en baie dankie Liesel. Dit was vir my verskriklik lekker om vandag met jou te gesels. Dis hier, baie dankie Charlene.